gesê, hierdie evangelie is nie my evangelie nie. Is nie pastoor Billy se evangelie nie. Gaan vertel dat Jesus red. Amen. Gaan vertel dat Jesus red. Ja,
nog by vanoggend, ek was so lekker geweest, ek is nou al het God die gered. Amen. Weet jy, kan jy die gered? Nie is hier vanaand met 'n rede en 'n doel. Ons is nie hier by mekaar omdat dit net vir ons lekker is en ons hou lekker en ons sing en ons klap handjies nie. Ons is hier om ons aanbid te magtig. Amen. Halleluja, hoor wat ek vir julle sê. Ek het 'n bietjie sagter maak hoor. Halleluja, ons aanbid 'n gemagtigde God man. Ons aanbid Jesus Christus, die God bo alle klone. Daar is geen een soos hy nie. Geen een wat hom kan verbygaan nie, want hy is God. Halleluja. Ons aanbid hom wat 'n wonderwerke doen. Ons aanbid hom wat die hele skrif van my en vir u gegee as 'n riglyn vir ons lewe. En wat maak ons broers en susters? Ons gaan sit en ons wag. Hoe lank wil jy nog wag, broer en suster? Hy het jou uitgehaal, hy het jou gered, hy het jou gevat, hy het jou gesond gemaak, hy het jou op hierdie plek vanaand gebring. Amen. Why? Vra jouself die vraag vanaand. Here, hoekom het U my hier gebring? Maar ek wil vir julle sê, God wil met sy kinders praat. Maar die kinders van die Here se ore is toe. Hulle wil nie hoor nie. Hulle wil nog 'n bietjie sit, 'n bietjie slaap, 'n bietjie sluip. Hulle wil nog 'n bietjie wag. Is nie meer tyd om te wag nie. Hoor jy wat ek vir julle sê, daar's nie meer tyd om te wag nie. Die tyd het aangebreek. Die tyd het aangebreek dat ons moet opstaan vir wat ons glo. Amen. Hoor jy wat ek vir julle sê? Die tyd vir kibbel is verby. Die tyd vir storieetjies en kerkpolitiek is by die deur uit vandag. Ons dien Jesus Christus. Ons God en verlosser in dis. Niks meer nie. Niks minder. Jesus gereed. Amen. Die Here het my opgerig vir 'n doel in my lewe. Ek was 'n vuil mens. Ek was 'n rubbish. Kan ek dit maar so sê? Ek was. Ek het gevloek, ek het geskel, ek het gedrink, ek het gerook, ek het al hierdie lelike goed gedoen. Maar weet jy wat maak die Here met my? Hy sê my kind, ek het jou gehad. Haal my uit. Hoor wat ek vir jy sê vanavond. Maak die saak wie jy is. Maak die saak waar jy vandaan kom. Maak die saak wat jy gedoen het nie. God wil jou red. Die Here wil jou uithaal. Broer en suster, hy wil jou op 'n punt en 'n plek bring waar jy volkome net die Here kan dien. Sonder geite. Hoor wat ek vir u wil sê. Geite. Sonder baie goedjies en fieterjasies. Want jy weet die kerke het al die fieterjasies ingebring. Is dit nie so pas nie? Kom ons, daar's so meer rituele in die kerke deesdae as wat daar was toe Moses daar was. Ja. Amen. Hoor wat ek vir u sê. Dis nie wat ons wil nie. Ons wil net die Here dien. Ek wil net Jesus dien. Daarom is ek so opgewonde. Hoe wil ek begin? Broer, dankie. Wil julle nie nog een keer vir my sing? Asseblief. Sing hom weer vir my. Asseblief. Pastor Benny. Dis my harte. U sal my ontbreek nie. I love my heerlijk. I groet my Vader. Yeah.
wat die Here jou geplaas het. Wie is die rots? Halleluja! Jesus. Julle moet saam met my praat vanaand. Ek wil nie alleen praat nie. Jesus, dankie pastoor. Sê dit vir my weer ek het. Jesus! Halleluja! Ek sien ons het skaam gekry om te sê, Jesus is ons God. Ek sal op die dak gespring, Tannie. As hulle vir my sê, maar jy sal dit nie doen nie as hulle dit doen. Ek is daai ou wat op die stoel sal spring en op die kansel sal spring en skree Jesus. Amen. Die Here het my so gesê. Amen. Dan doen ek dit. Ek doen niks minder en ek doen niks meer. Amen. 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 Halleluja. Prys die Here. Ek hou van die amens. Baie dankie. Musikante. Jogg, julle is uitstekend. Baie dankie. O, julle. Halleluja. Nou ja. Ek is seker is u opgewonde oor wat besig is om te gebeur hierdie naweek. Amen. Alles wat besig is om aan te gaan, dis wonderlik. Toe ek die konferensie opkom en ek het vir my vrou gesê hierdie jaar gaan ons konferensie toe ry. Ek gaan nie konferensie te hou daar by my hou nie. Ek gaan ergens heen gaan. Ek gaan hierdie jaar by die huis bly. En weet jy wat? Ek is bly ek is hier. Pastoor, baie dankie dat ons hier kan wees. Om saam met hierdie broers en susters hierdie pragtige tyd te kan doen. Amen. Hy is nie meer in die kruis nie. Amen. Amen. Hoorie wat ek vir u sê. Ja. Jesus is nie meer op die kruis nie. Amen. Hy het opgestaan. Amen. Hy het opgestaan en dis al waar ek oor bly is vanaand. Hy het opgestaan en hy Leef. Amen. As hy lewe dan lewe hy ons binne in my en u is dit nie. Amen. Amen. Hy lewe binne in my en u is hy reg. Is dit reg so? Hy is binne in my en hy leef en nou kom hy leef, dan leef ek. U weet, daar's 'n groot ding. Ek het ander dag 'n lang rukkie terug het ek 'n pastoor Swys gesels en 'n baie lang ruk terug het ek 'n boodskap gedruk, 15 jaar terug. Het die Here vir my iets gegee en hy het vir my gesê, weet jy wat? Hoekom word 'n mens baie keer siek? Mense word siek, jou liggaam word siek, is dit nie? Ja. Is dit wie jy is? Nee. Is die liggaam wie jy is? Nee, is nie net die liggaam nie. Jou gees, jou siel en jou liggaam beskryf die Here dit vir ons pragtig. Maar ek wil vir jou sê, as jou gees stikkend is en jou gees is nie gesond nie, word die liggaam siek. Amen. Hoor wat ek vir julle sê, as jy in die gees bly, saam met God en in die gees saam met die Here wandel, dan bly die gees gesond en as die gees gesond bly, dan word die liggaam ook gesond en die hele liggaam wat saam met dit gaan en alles wat daaraan gebonde is. Amen. En dit kom uit geloof. Ja, dis wel. Jesus sê vir hulle, 'n klomp keer wat hy met hulle gepraat het, die disippels gepraat het, mense wat hy gesond gemaak het. Wie wat sê hy vir hulle? Jou geloof in hom. Amen. Nie. Kom ons bid vir jou, skud jou 'n paar keer, skud die demone uit jou uit, gooi jou op die grond, trap jou, draai jou in die ronde, druk jou in die stof. Hallo, ek het al die goed al beleef. Ek het amper iemand eendag met 'n vuis geslaan toe hy my net omstoot. Want as hy vir my stoot gaan ek omlooi. Ja. My God is God van orde. Ja, amen. Amen. Prys die Here. Ek wil nou nie te vinnig opgewonde raak nie. Ons wil vir u iets sing, 'n lied sing. Wat die Here op ons hart gelê het, wil ons vir julle iets sing vanaand. Kyk, hier kom ons nou op ons skat. En ons wil 'n lied vir u sing. En ek wil net vir u vertel hoe groot is hierdie wonderlike God van ons. 'n God wat so groot is. Wat so ek kan dit amper nie eens beskryf met my woorde nie.
My woorde is te klein en te min om God se grootheid en goedheid te kan beskryf. Vir wat hy vir my gedoen het. Vir my. Daarom kan ek hier staan as 'n voorbeeld voor u vandag. En sê, die Here het my uitgekies. Het hy uitgekies, het hy uitgekies. Hier sit hoeveel predikers hierso. Die is uitgekies. God se volk, God se kinders, uitgekies. Prys die Here. Ek moet hierdie afsit. Ja, ons kom nie straks. Okay, dankie, julle sal nie, dankie. Ons wil vir julle lied sing. Luister na die woorde. Amen. Dis kans. Hallo, Nasie. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Can carry the weight of the world upon His shoulders. I know my brother and He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Nou, jy weet, Jesus het vir ons gesê, come unto me, all who are weary, and I, says God, will give you rest. Are you weary today? Amen. There is no problem to me, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders,
alles wat ons, die sonde wat daar was, het alles op hom gevat. Amen. Weet jy wat, hy het nie geskroom nie. Hy het nie terugbeklei nie. Hy het nie geveg nie. Jy moet nie loop nie. Jy moet nie loop nie. Kom ek wil nog 'n ander liedjie ook sê. Jy moet nie loop nie. En nie terugloop. Halleluja. Halleluja. Ek wil vir jou 'n lied sing wat baie na my hart lê. En ek weet elke keer as ek hierdie lied sing dan besef ek net hoe wonderbaar God is. En ek wil vir u vandag vertel hoe asemrowend God is. Kan ek maar vir u vertel hoe asemrowend is? Amen. Prys die Here. Ek wil vir u net hierdie Daar sê. Tegnologie nie. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Sy genade slaan my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hand. Toe hy vir my tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Daar is niks my van sy liefde skei, niks wat komt is rond met my. Al gaan ek dood vervaan en sy trek ek moes my wees voorbij, sy liefde sal my daar kry. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. God se goedheid en sy guns vir my, dit agtervolg my dag en nag. God se grootheid en sy majesteit, laat my na my asem snak. En sy naam sal vir ewig staan, dan is die naam oor elke naam. En wie weer ware sal begin, as sy liefde wil besing, my asem net gemin. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Na 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 na, na 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 na, na na. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Asemrowend is my koorde, asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre, die donker nag vanaand. Van die eerste
Dis hoe ek my God sien, hy's asemrowend. Prys die Here. Halleluja. Afsit, nee. Dankie. Halleluja. Prys die Here, prys die Here. Nou ja. Pastoor, baie dankie vir die tema. Ek dink hierdie tema kan baie groot gesprekke uitlok. Kan ek dit so stel? Ja. Kan baie groot gesprekke uitlok waar predikers dalk vir mekaar kan kwaad word en ongeduldig raak met mekaar. Want is ons onder die genade, is ons onder die wet? Come on, maak op julle minds. Is dit nie so nie? Die een sê so en die ander een sê so en die ander een skoffel so en die ander een hark so. En niemand weet meer wat is dit nou eintlik nie. Nou ek is hier om vandag net vir julle te sê, hallo, al twee bestaan. Amen. Al twee is daar. God sal nie iets doen en dit wegvat nie. God het dit gemaak vir 'n rede. Ek kon steek gou vir my bietjie hande op. Wie het al slaag gekry? Wie het pak slaag gekry? Baie. Was dit lekker? Ja. Ek het baie slaag gekry. Baie slaag gekry. Die kinders, het julle al pak slaag gekry daar agter, die meisiekinders? En dan seentjie, hy steek sy handjies op. Hy weet, hy kry ook slaag sy stout, dis nie maar. Daar sy. Hoekom kry hy pak slaag? Hoekom kry ek en die pak slaag as kinders? Want ek en u het nie ma en pa se wet nagevolg nie. Hy's reëls. Jy moet as jy by die huis kom, jou boeksak neersit, jy moet vir jou gaan ietsie maak om te eet, jy moet jou klere uittrek, heel eerste. Moenie dink jy gaan eers rugby speel met jou klere aan nie. Nee, my man. Jy sal nou vir jou lekker loosing kry as maar by die huis kom en daai klere is vol groen gras. Is dit nie so nie? Ja. Daar's reëls en regulasies in elke huis en elke mens se lewe. Nou my God is so wonderbaar. Hy het vir my en vir u ook reëls en regulasies gegee. Sonder reëls en regulasies kan daar nie oordeel wees nie. Ja. As daar nie 'n wet is nie, kan ek jou nie oordeel nie. Ja. Verstaan nie wat ek vir u probeer sê? Ja. As daar nie 'n wet is nie, dan kan ek maar net vir u sê, just go with the flow. Absolutely, just take it and go with the flow. Dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy net sowel sê, een keer gered, altyd gered. Is dit waarheid? Dit is ver van die waarheid af. Ver. Jy sien, mense gebruik die woord, genade. Paulus skryf, hy sê, genade. Stellig nie sê hy. Hoekom sê hy stellig nie? Die genade is nie 'n vrybrief vir sonde nie. Genade gee jou nie die reg om sonde te doen nie. Amen. Glad nie. Maar hoekom sê hy dit? Hy moes 'n wet gehad het. Ja, het hy gestaan onder die wet van daai tyd? Ja, hy het. Want hy het onder daardie wette gestaan. Dis reg. Ons verstaan dit almal so. Maar daar was iets wat hom gekry het dat hy sê, ek is nie meer onder die wet, maar onder die genade. Het hy dit nie opgeskryf? Ja. Maar nie, nou moet ons hierdie ding baie mooi verstaan. Dat ons manne nou nie bolle rol vanaand nie. Nee, want dit is nie wat ons wil doen nie. Ja. Ons moet iets mooi verstaan. Dat as God iets geplaas het en hy het iets gestel en hy het iets gesê. Paulus het gekom en sê, ja, ons is nie meer onder die wet nie. Hoekom is ons nie meer onder die wet nie? Want dit gaan nie meer net oor die klipwet wat God vir Moses gegee het. Dit gaan oor die wet wat God 'n ingebore kind gegee het. Ja. Die wet wat hy op ons hartstafels kom skryf. Jy sien, daar's twee vlakke aan hierdie ding. 'n Menslike vlak en 'n geestelike vlak. As jy die geestelike vlak beweeg, dan is wanneer die Here met jou begin te praat en jy hoef nie die kliptafels te lees nie. Dis hier. Amen. Verstaan jy wat ek vir julle probeer sê vanaand? Hoekom wil ons kibbel oor goed wat in elk geval net so is? My point. Ek het net lag gebeur. Dat is mooi. Ek het my punt gemaak. Preach it, brother. Thank you, brother. Dit is so. Ek wil nie, ons moet hier vanaand een ding besef. Ons aanbid 'n God wat opgestaan het uit die dood.
Hy lewe ons het gesin, 'n God wat 'n heerlike God is, 'n fantastiese God is. Hy wil nie hê dat ons wat sy kinders is, ons wat uitgekies is, wat moet sy werk gaan doen, moet kibbel oor nonsies nie. Hy wil nie. Hy wil hê ons moet eendragtig. Daar was een ding wat die ou boere mooi gedoen het. Daar was 'n spreker wat sê, eendrag mag mag. Dis 'n feit. As daar eendrag is onder ons broers, dan is daar mag waarmee ons loop. Amen. Ons loop met gesag, ons loop met krag, en dan gaan ons met daardie krag in hierdie wêreld in, en ons gaan wys vir die mense, wie is God, halleluja. Amen. Halleluja. Maar as ons nie saam met mekaar kan staan nie, dan val ons uit mekaar uit soos 'n ou Volkswagen. En die voertuig gaan nergens heen nie. Ek wil vir julle 'n lieflike stukkie lees, 'n pragtige stuk uit die woord uit, wat ek graag vir u wil gee. Verskoon my, hierdie is nie my regter, my bril het gebreek, so ek het hierdie pep chippie, maar hy werk nie so lekker nie. Maar ek gaan hom in elk geval so gebruik. Ek wil hê jy moet die skrif vir my oopmaak in Spreuke 3. Ek is opgewonde, weet jy wat? Ek is al opgewonde die afgelope 2 maande, 3 maande, nee, van die begin van die jaar is ek opgewonde oor wat God moet doen met sy broers, met sy gesande, die engele van hierdie gemeentes. Wat wil die Here met hierdie engele praat vandag? Wat wil die Here met die engel van die gemeente sê vandag? Net sy woord. Ek lees nie, ek hou vir u voor, ekskuus tog. Spreuke 3, ek gaan heel sommer by nommer 1 begin. Ons begin eerste, né? Nee. Ons gaan nou nie hier kronologies raak en baie, nee, ons gaan nou nie dit doen nie, nee. Okay, dankie. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede in jou vermeerder. Net. My seun, onderhou my gebooie, want dit sal lente van dae aan jou lewe voeg. Hoekom sê die Here dit? Why? Ek vra myself, toe ek dit lees, toe dink ek, wow, daar's nog so 'n belofte. Onthou julle? Eer jou vader en jou moeder, en dan sal die Here nog dae aan jou, lente aan jou dae gee. Is dit nie so nie? It's a promise. It's a belofte wat die Here vir ons gee. Hy sê hy sal lente vandaan in ons lewe sit. Hier sit pastoor Menno en hy sê my 'n mooi voorbeeld. Kan ek maar vir pastoor gebruik? Baie dankie. Pastoor Menno het oud geword al. Maar hier sit hy 'n voorbeeld. 'n Godsman wat hier sit. Hoekom? Hoekom het hy so oud geword? Want die Here het hom gesien. Die Here het hom erken. Die Here het gesê, dis my kind. Daarom voeg ek lente vandaan in sy lewe en hy kan nog sien dat goed gebeur. Wil ons nie almal dit hê nie? Is dit nie so nie? Kom ons lees verder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dankie. Baie dankie. Dan sal jy die genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mens. God en die mens. Moet wie werk ek en jy? Mense. Ons werk met mense. Het die kerk hier ook al seer gemaak? Mense in die kerk. Kom ons sê nie die kerk nie. Mense in die kerk. Ja. Kyk, as ek 'n pastoor moet vat en ek sit hulle by mekaar, nee, moet dit nie eintlik doen nie, want jy glo kom. Ja, ek sê hulle sit by mekaar en dan gesels hulle na die spoegspad en ons môreoggend praat ons nog steeds. Maar sit nou al hierdie pastore se verhale by mekaar. Van hoeveel keer hulle in hulle lewe seer gekry het deur mense. Dan gaan ons sulke hoope Bybels, ek moet sommer ons eie Bybel skryf. Van hoeveel keer ons seer gekry, hoeveel keer het daar goed gebeur het in ons lewens, want ons werk met mense.
Ons leer mense. Ons bring hulle tot 'n bepuntende plek dat hulle kan leer van God. Mense kom nie net tot geloof, ewesklik woeps waps en daar sy nou is hy 'n gelowige en daar gaan hy net aan happy go lucky nie. Nee, dit is die prediker, die engel van die gemeente se werk om daardie man te vat en om te touwys te maak en om te leer van die koninkryk van Jesus Christus, halleluja, en God se verlossingsplan en die redding van Jesus Christus, halleluja, sodat hy kan gered word, dat hy op 'n punt en 'n plek kan kom waar hy die Here sal sien. Amen. Punt. Amen. Want dit is wat ons wil hê, is dit nie? Want anders te werk ons hier vir niks. Ja, dis waar. Ons wil hê mense moet tot op redding kom, op 'n punt en 'n plek kom, maar dit is die prediker, die engel van die gemeente se werk. Maar saam met daardie engel het hy ander mense en gesante wat saam met hom op die pad staan. Nou ons sê baie keer, dit klink erg. Hoor, vergewe my Irene, gewillige donkies. Wat altyd alles doen. En dan het ons net die wa wat vol ouens is wat ons saamsleep. My maat, ons rugge is al so krom getrek aan my wa. En die ander spring net nog op. Was jy so nog so hoor? Ek raak 'n punt aan vanaand, want weet jy wat, dit gaan nie net vir my oor een spesifieke ding. Dit gaan oor wat ons hier doen, is die belangrikste ding wat jy in jou lewe sal doen. Amen. Daar's geen ding meer belangriker as wat ons hier doen vanaand nie. Geen. Jy kan dink aan allerlei ander dinge. Jou geleerdheid beteken vir God nul op 'n kontra. Amen. Maar jou ruggraat vir die Here beteken baie meer. Amen. Om op te staan vir Jesus Christus. Ekskuus, dokter, ek terg jou net daar 'n bietjie hoor. Nee, reg nie, hy vat dit goed. Ons terg hom ons altyd 'n bietjie. Ons moet hom verpes. Dis baie geleerde mense hier vanaand. Geleerde predikers wat nie net uit die college uitkom nie, maar jare in diens is van God, jare in diens is van Jesus Christus, wat jare gestap het. Ons ouer manne, ons ouer ouens wat in die kerk sit met die jongeres leer. Ja, dis waar. Dis nie alles die pastoor se werk. Amen. Hoor wat ek vir julle sê? Dis nie alles die pastoor se werk. Kom ons lees verder. Vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in net 'n bietjie? Net 'n bietjie of alles? Okay, wat beteken wie? Al jou wie. Ken hom in al jou wie. Ken hom in al jou fasette, gees, siel en liggaam. Nie net as jy by die kerk aankom dan is jy hoogheilig nie. Daar buite. As jy by daai deur uitstap, stap jy in die evangelieveld in van die Here. Daar is die werk. Hier dien ons net die Here en ons gaan voort en ons leer verder en ons doen wat ons moet doen. Maar as ons daar uitstap, is ons die Bybel wat hierdie mense daar buite lees. Sonder dat jy praat, sonder dat jy iets sê, sonder dat jy net daar waar jy stap, kom mense agter wie is jy. Hy kyk na jou, 'n persoon kyk na jou, en hy gaan nie na jou kyk en sê, "Joh, hierdie is nou 'n nice ou nie." Hoekom lyk hy vir my nice? Hoekom is daar iets in hom wat my nader trek? Wat is dit wat hy het wat my nader trek? Is dit nie so nie? Party ons sê, hy charisma. Ander ons sê, nee, hy's nogal sexy. Ander ons sê, hy het 'n paar bakkery soos hy. My ma het gesê sotskols. Ek het dit my altyd in oor bygekry. Ek val my ouma. En dis hoe dit is. Mense daar buite kyk na my en u. En weet wat, hulle staan vir ons in lag. Hulle staan vir ons in lag, en daar's meer politiek in die kerk vandag as wat buite in die politiek is. En wie wat ons maak mekaar seer. En dit vir wat? Nou ja, kom ons gaan verder.
Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Moenie wys wees in jouself nie, moenie dink jy weet alles nie, want jy doen nie. Ja, dis waar. Ek weet nie alles nie. Glo my. Dat baie mense my help om vra en ek sê so 'n triek vra. Die kinders ouens, hulle wil jou uitvang. Jy weet, hulle wil jou net bietjie jou toets. Het jy al so ouens in die gemeente gehad, pastoor? Hulle wil jou net bietjie toets om sien of jy daar iets weet, jy weet. Naam is Ria. Ook die vader van je Ria. Prys die Here vir jou. Dankie. Halleluja. Hoor wat sê hy? Hy sê die volgende. Hy sê wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gewete. Ja, ek weet, ons almal gebruik pilletjies. Ons almal koop Grandpa's en ons almal koop Panados en ons almal is so. Maar wat God hiervan praat, ons moet afwyk van die verkeerde goed. Waarvan af moet ons afwyk? Ons moet afwyk van sonde en ongeregtigheid. Jy sien, ek kan die 10 gebooie vir julle mooi uitspel. Pastoor Frans, baie dankie, jy het dit mooi uitgespel vanmôre en ek het dit geniet. Dit was vir my lekker om dit weer te hoor. Dis hier in my hart. Maar weet jy wat? Jy moet dit kan gaan leef. Dis goed, jy moet dit kan gaan leef. Maar jy moet dit net gaan leef omdat God vir ons genade gegee het. As daar nie genade was vir die gebooie nie, en dit wat ons gedoen het, kan ons nie genesing ontvang nie. Dis so strydvoorbeeld. Daar's geen triekvra in dit nie. Daar's geen eklusiele in of ietsie bygevoeg nie. Ek kan nou nie in die woord onthou nie. Maar in elk geval. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word en oorloop en jou parskype oorloop van mos. Nou ja, ek gaan nie 10de preek nie want hoekom moet ek dit vir jou preek? Jy weet mos wat se waarheid. Amen. Amen, dankie. Vereer die Here uit al jou goed. Nou ja, ek wil net vir 1 oomblik daarby stil staan. As ek en u die Here moet vereer met alles wat ons het, wat beteken dit? Wat is dit? Jou kar, jou huis, jou plaas, jou 50 miljoen in die bank. Ek weet nie, baie ons het al baie geld, ek weet nie. God sê vereer my met alles wat jy het. Dit beteken nie om net jou goed te vat en te sê, ek vereer die Here, ek het vir my 'n kar gekoop en 'n ry ek oral waar ek die werk van die Here kan doen. Dis wonderlik. Prys die Here, dis wat die Here wil hê. Dis maar so deeltjie. Maar wie wat soek die Here? Hy soek alles van my. Hy soek nie net 'n klein stukkie van my nie, hy soek alles van my. Jy sien baie mense sê vir my, ja, jy moet 'n 10de van jou tyd afstaan en jy moet dit en jy moet dat. 10de vir wat? Ek doen nie net 'n 10de van die Here nie, ek is nie net 'n 10de kind nie. Ek is alles kind. Die Here, ek gee my alles vir die Here, alles wat ek het, alles wat ek is, wie ek is, wat ek is, gee ek vir die Here en ek is wie ek is. Ek hoef nie vir myself aan te plak en my goed te maak nie. Ek is wie ek is in Christus. Amen. En ek hoef nie skaam te voel daarvoor nie, my pastoor, want daar waar ek gaan God saam met my. Hoekom moet ek vrees? Hoekom moet ek worry oor wat mense van my gaan sê? Ek gee nie om nie. As hulle vir my sê wat hulle maar sê, dan het hulle iets om te skinder en dan kan hulle dit maar gaan oordra aan die ander ook en mag die Here se genade op hulle rus sodat hulle sommer gered kan word. Amen. Ja. Laat hulle sommer gered word. Dis fyn. Uit al jou goedheid is wat die Here van u verwag om jou hele self te bring. En op die altaar te kom neersit en sê, my God. Hier is ek, Here.
ou stuk in dit, nie, en my seer enkels van die spring uit die choppers uit, en al sulke goed. Ek was ook 'n mediek gewees. Ja. Alles. Net soos u hier is vandag. Ek hoef nie myself te probeer hergenereer in Jimmy Swaggart nie. Ja, dat is waar. Hoorie wat ek vir u probeer sê. Ek hoef my nie self te genereer en in iemand wat ek dink, hierdie ou is so charismaties, hy is so smart, hoor hoe mooi preek hy. Ek het al gehoor dat iemand sê, 'n ander pastoor is 'n prins van prediking. Wat? Van praat hierdie ou, ek weet nie waar lees met in die Bybel nie. Dit staan nie daar nie. Prins van prediking. Nee, dit is Christus is die prins. Hy is die allesman, halleluja, want hulle ken hom nie, dis hoekom, want hulle hang 'n prediker aan, en nie vir God nie, halleluja. Amen. Dan maak hulle hom 'n prins van prediking. Wie's hy? Hy's 'n normale man, nie ek nie. Ja, dat is waar. 'n Normale vrou, soos ons vrouens wat hier sit. Dit maak hom geen beter as enigiemand anders nie. Pastoor, het ons foute? Kan ek my voete opsteek saam met my hande? Amen. Ek het ook foute. Ek het ook foute. Ek verloor ook my hiermee. Wie verloor hulle hiermee? Wie word partykeer maar 'n bietjie omgekrap? Ons doen, ons raak omgekrap. Ons raak partykeer ongeduldig, is dit nie? En dan dink ons, agterna dan gaan ek nou weer sê, ek het nou dit gedoen. Ek het nou hierdie een wil ek sommer met die bobbejanspander bykom. Hy hou nie die ding vas soos wat ek wil hê met hom vashou nie. Dan wil ek hom bykom. Want ek sukkel en dan raak ek geïrriteerd. Maar wie wat? Vir 'n oomblik moet ou net die spanners neersit. Die gereedskap neersit. En dit werk in jou persoonlike lewe, in jou geesteslewe. Werk dit presies dieselfde. Sit die gereedskap neer. Sit die gereedskap neer en vergeet van al die gereedskap wat jy in jou hande het en die mense om jou en sit voor die Here se voete, gaan sit voor Christus se voete en sê my Jesus, wys my want ek is besig om nonsens aan te jag. Amen. Help my Here, rig my op, wys my om dit beter te doen, wys my om dit reg te doen. Ek was baie kort van die meer. Die Here het my so diep gaan uithaal dat ek is 100 keer beter as wat ek was. Die Here het my gered. Hy het my gered, hy het my losgemaak. Hy het my verlos van baie goed. Hoekom moet ek teruggaan? Why must I go back? What I've got is excellent. Wie wat ek wil nou nie, ek sal nie sê, vir my sal dit 'n wonderlik wees. As die Here my wil bemaak, kan hy my eerder kom haal die Afrikaans. Amen. Op een slag, woeps. Ja, amen. En as ek nie, sou dit maar net so wees. Maak net as hierdie preek klaar, as hierdie omgee nie. Maak net as hierdie preek klaar, as hierdie omgee nie. Ek gaan, geloof. Ek gaan nie help nie, ja. Paul help ek nie. 11, hoor wat sê in 11. My seun, verag die tug van die Here nie. Amen. Nee, pastoor. Waar hoor jy dat die Here wil straf nog mense? Die Here straf nie meer mense. Het jy dit al gehoor? Ja. Ek het dit al gehoor. Hoeveel kerke verkondig dat God straf nie? Hoekom sal 'n vader sy kind doodsmaak om die wêreld te red? Wat se God is hierdie, sê hulle? Hallo, dit is God homself. Amen. Dis nie iemand anders wat hy gepiek en toe sê nie. En gesê, nou moet jy maar instaan vir my nie. Amen. Hy het self op die kruis gesterf. Maar, ek raak ongeduldig met sulke mense, want hulle verstaan nie my Here nie, hulle verstaan nie my God nie, halleluja. As hulle hom net verstaan het, sou hulle geweet het. Hallo, hy gaan nie sommer net iemand piek en vat en sê, daar sê, kom in die kruis, ek sê jou net, weet, moenie waar nie, dit nie pyn nie. Ons is dit nie logies nie. Is dit logies? Hy sê,
My seun verag die tug van die Here nie en laat die kastyding nie jou weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Amen. Soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehae het. Hier sit hy, ek het nou nog gevra wie pak slaag gekry het. Almal het ons hande amper opgesteek, ons ouers het ons bietjie, man, ek dink dis 'n goeie ding. Spaar die roede nie, sê die skrif. Spaar die roede nie. Buig die boompie terwyl hy jonk is. Dan sal hy jou pa en ma nie in die skande steek van hy groot is. Want as hy die Here ken van kleintyd af, gaan hy God ken in gees en in waarheid en hy gaan God aanbid en in gees en in waarheid. Maar broer, dit lê by jou. Suster, dit lê by jou. Dit is jou verantwoordelikheid om daardie kind te leer en om te vat tot hy op 'n punt in 'n plek te kom om die Here te dien volkome. Amen. Baie mense sê vir my, ja, pastoor, jy het jou kinders baie in 'n kokon groot gemaak. Dis ek nie, ek het nie. My kinders verkies om nie te gaan jol nie. My kinders verkies om nie in 'n kroeg te gaan nie. Ek het my kinders vrye deels gesê, daar's hy, gaan dol as jy wil jol. Maar weet, as jy daar gaan jol het, weet maar, as God se tugtiging op julle kom, dat julle verkeerde goed doen, moet nie na my toe terugkom en sê, dan kry jy wat jy moet kry. En weet jy wat, my kinders het vir my geluister, en hulle jol nie, hulle gaan nie jols toe nie. Hulle gaan nie. Ja, maar pastoor, hulle is nou 'n spul. Ek sal nou nie waar woord sê wat iemand anders reg vir my gesê het nie, ek sal by ieder stil nie. Hulle werk in 'n klooster of wat noem hulle dit. Sê ja, skryf. Dit mag so wees. Gelukkig die mense wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry het, want die wat verkryging daarvan is beter as wat silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale en al jou klein node kan daar nie meer vergelyk word nie. Sy regterhand is lengte van dae en sy linkerhand is rykdom en eer. Wil die Here hê ons moet almal arm wees? Kom ek vra gou daai van. Nee, my God wil nie jy moet arm wees nie. Waar nie? Waar staan dit in die skrif dat die Here sê jy moet arm wees en jy moet krepeer en jy moet swaar kry? Dit staan nie daar nie. Staan dit daar dat die Here sê hy wil vir jou help, hy wil jou gee, hy sal vir jou voorsien, is dit nie so nie? Ja. Nou ja, kan ek nou net 'n paar goedjies byvoeg by die 10 gebooie? Kan ek maar? Ek gaan nou nie seremoniële wette uithaal nie, hoor. Maar as 'n klomp van hulle. Ja. Maar weet jy wat? Hoe wonderbaar my God is. Hy kom en hy gee dit vir ons en hy kom gee vir ons die gebod. Ons het hom gehoor vanmôre. Hoor Israel, die Here jou God is die enige Here en die Here jou God. Lief hê met jou hele hart, jou hele wese en alles. Ek sê dit sommer nou in my eie woorde. En alles wat in jou is. En tweede daan gaan ek met jou naaste lief hê soos jouself. Dis kyk. Weet jy hoeveel het hy nog bygegee? Hy het vir ons 'n opdrag gegaan heen en maak disippels. Dis dit nie wat hy gesê het ons moet gaan doen nie. Het hy nie gesê dat ons moenie daar's so baie, ek kan nou nie eens almal onthou nie, maar daar's baie. Goed wat die Here gesê, goed wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê jy moet dit doen. Ek wil hê jy moet dat doen. Ek wil hê jy moet so leef. Ek wil hê jy moet so leef. Ek wil hê jy moet dit doen. Maar weet jy wat? Ons kan dit nie doen nie as ons nie in die gees van die Here wandel. Want as ons in die vlees wandel, dan bedink ons die dinge in die vlees. Hoor wat ek vir julle sê, as ons die dinge in die vlees begin te bedink, dan jaag ons nonsens aan. Want sodra ons in die gees begin te wandel, dan luister ons na die woord en die tug van die Here en ons aanvaar die pak slaag wat ons kry as ons fout gemaak het. Ons het al gefouteer. Ek het al gefouteer in my bediening. En ek glo nie ek is die enigste een nie. Maar God het my gevat en my pastoor het my opgetel. En sê my kind, ek weet jy het 'n fout gemaak.
Ja, jy het swaar gekry vir 'n tyd. Maar kom na my toe. My genade is vir jou genoeg. Amen. Ha? Ja. Gaan heen, doen dit net nie weer nie. Gaan heen en doen dit net nie weer nie. Want die Here se genade, die hele gebooie, met al die gebod, met al die gebooie, met alles wat die Here ons beveel het, wat ons moet doen, is in genade opgesluit. In genade. Ja. Want die dag kom, wanneer God ons gaan oordeel. Waarmee gaan hy vir my en u meet? Met watse maatstaf kan ek vir u vra vandag, gaan God u meet? Oh, dieselfde maatstaf as wat u jou broer gemeet het. Ja. Is dit nie so nie? Hoe het u u broer bevind? Skuldig of onskuldig? Nee, ek het my broer gevind, hy was nie so, regtig so. Hy was net by die kerk so. God gaan ons meet met ons eie maatstaf. Ja. Wat ons mense mee geoordeel het en mense mee gemeet het, gaan God vir my en u meet. Ja. En dan gaan hy vir ons sê, gaan dit om nou te lig bevind of te swaar? Maak die eie besluit. Maak die eie besluit. Ek lees vir u verder. Dit is daarom nou so in die helfte. Sy weë is lieflike weer en al sy paaie is vrede. Goed, mooi. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur sy wysheid aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel, deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedruk. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk en bewaar beleid en oorleg. Dan sal die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As ek en u in die weg van die Here bly, as ek en u in daardie weg van God bly, sal die Here ons vat en ons deurdra. Maak nie saak wat op die pad gekom het nie, of wat op hierdie stadium op die pad is, en wat op hierdie stadium jou wil terughou nie. Die Here het ander dag die Here met my gepraat. En hy het vir my gesê, weet jy wat? Jy is jou eie blokkade. Dis waar. Ja, ek het so groot geskrik. Toe die Here vir my sê dat ek wat Emiel is sy eie blokkade. Ja. Ek blok die seën van die Here. Ek blok dat die Here my sal seën om verder te gaan in 'n bediening. Ek blok dit. Hoekom blok ek dit? Want ek het te veel baggage. Ja, dis waar. Ek sleep ons ou goed saam. Weet, al daai ou goeters wat met ons gebeur het, sleep ons mos saam soos 'n ou regte ou lang wa wat ons saam sleep met beswaardheid en kwaad en hartseer en alles wat gebeur het in die kerk en alles wat gebeur het daar, dan sleep ons al hierdie goed saam. En dan dink ons, ag maar, en wat doen ek nie? Ons maak besluite uit ons emosies. Ja. En ons maak verkeerde besluite. Want ons wandel nie in die weë van God nie, en ons wandel nie in sy gees nie. En as ons in sy gees begin te wandel, dan begin ons oë, hulle sê daai oogklappe val van jou af, en dan begin jy God raak sien, en jy vergeet van die sake en die gebors wat agtergelaat word. En jy bly jou oë fokus, wandel net saam met God, stap saam met die Here 'n pad. Ja, jy gaan met mense te doen kry. Jy gaan met predikers te doen kry. Jy gaan met mense te doen kry wat dwarstrekkerig is. Jy gaan met mense te doen kry wat dink hulle is slimmer as ander. Party ons is maar slimmer as die ouetjie vir die gal. Hulle is so slim, hulle weet alles. Ja. Jy kan hom niks leer nie, hy het nie 'n leerbare gees nie. Ja, dis waar. Jy kan hom niks leer. As jy vir hom iets sê, het hy 10.000 goed terug te sê. Ja. Die Here het my een ding geleer, pastoor.
Soms net stil te bly. En te luister. Nie te baie te praat nie, luister eers voor jy iets terugsê. Moenie net in hastigheid en uit jou eie emosies vir iemand iets gee wat eintlik stikkende raad is nie. Ons doen gereeld berading. Soos meeste van ons predikers mag doen. Doen ons berading met mense, maar hoe doen ons dit? Doen ons dit met in gees en in waarheid soos ons God aanbid? Doen ons dit in die gees van die Here? Of doen ons dit uit wat met ons gebeur het in ons lewe? Met daai boek geskryf, kom ons haal dit aan. Kom ons kyk as jy mos nou jou teses en jou goed en jou alles nou bymekaar sit. Hoorie, so ek het sulke lang luister daar by my, ek het 'n wit bord en ek skryf die wêreld vol en ek maak notas en daar's boeke en jy Nee. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor die gees van die Here. Dit gaan oor die gees van God. Want al het jy al die boekkennis in die wêreld en jy is ek pik nie op jou nie, asseblief vir Jan. Vergewe my, ek pik nie op jou nie. Maar al het jy al die kennis in hierdie wêreld, as jy die gees van God het jy niks. As jy nie die Here het jy niks. En jy sal nie verder gaan as wat jy is nie, want die gees van die Here is jou dryfveer vir jou lewe. Dis jou dryfveer. As ons die gees van die Here toelaat in ons lewe, dan dryf hy ons sodat ons in sonde en ongeregtigheid kan wegbly. Want hy oortuig ons daarvan dat dit nie reg is nie. Hoe weet 'n kind? Ek sit daai jong man vat en ek roep hom en ek sê vir hom, hier kom staan. En sy ma sê vir my, mag hy nou sweet eet, hy gaan pak slaker. Hoe weet hy, as hy sweetie geëet het, skelm, en sy maak hom om die hoek, en sy vang hom met die koekie in die hand, hoe weet hy dis verkeerd? Want sy maat het gesê. Sy maat was so gesê, as jy daai koekie gaan eet, want vanaand sal jy wees, want dan is jy mos vol suiker. Dan moet jy toe nie al bly. Ja. Is dit nie so nie? Ja. Hy was gewaarsku. Broer, ek waarsku u met die liefde van die Here in my hart. Die liefde van die Here wat my en u gered het. Dis 'n waarskuwing wat uitgaan na die kinders van die Here toe. Ons moet ophou speel met God se woord. Ons moet ophou speel met dit wat die Here eintlik wil doen. Ons is net hier as 'n fasiliteerder om die werk te doen. Amen. Dis wat ons hier voor is. Is dit nie waarvoor die Here ons geroep het nie? Amen. Ek gaan nou amper afsluit, hoor. Amper deur. Ek lees vir u weer nog 'n stukkie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie en lê jy dan sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees nie. Sjoe, wie se kan om te slaap? Ja, pas reg slaap soos dit klink. Ek voel pak dit ons af. Ek ook. Maar die rarig, ek slaap. Maar weet jy wat? Ja, ons brein is seker te besig soms. Dit gebeur. Dat ons gedagtes vol is en ons veral as ons besig is met iets spesifiek. En jy het baie inligting wat jy probeer verwerk. Wie wat doen ons? Jou brein gaan in 'n hyperdrive. Kan ek dit so stel? 'n hoë spoed dryf in nê. Jy gaan in 'n hyperdrive en as jy in 'n hyperdrive ingegaan het en nou ewe skielik nou ruk jy die plak uit, maar hierdie harde skyf is nog besig aan hyperdrive met hoë spoed. Turbo speed, soos hulle sê. En nou gaan jy in die bed. Dan bedink jy al hierdie goed. Jy wag net, ek weet vir hierdie, gryp ek vir my boek, pen, skryf ek ietsie neer hier langs my en dan lê ek weer 'n bietjie en dan dit het ek hierdie opgehou neersit. As jy weer kyk jy al 2-3 ure dan sit jy en skryf goedjies neer. Want jou gedagtes is in hyperdrive. Jy is opgesweep deur dit waarmee jy besig is. En dan kan jy nie slaap nie. Tensy God jou wakker. Ja, dit het al met my gebeur.
Dawid beskryf dit so mooi. Hy sê, my niere, dit het met my gebeur, ek word wakker, my niere is so seer. Nou weet ek nie of dit van die lê is of wat ek verkeerd. Ek het so seer dat ek moet opstaan. Maar toe ek opstaan te praat die Here met my. My niere het my vermaan, sê hy. En ek staan op en ek hoor die woord van die Here. Dis heeltemal iets anders. Reg, kom ons gaan verder. Anders gaan ek nog nie dinge sê. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voete bewaar van die skrik. Hou 'n weldaad nie terug nie van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen. Hoor hierso, nou daar's nou die ander ding wat ek nou net, dis vir my iets verskriklik dat mense dink, as hulle 'n paar rand het en hulle gee vir iemand wat dit nodig het, 100 of 2000 rand of 5000 rand, dan dink hulle, ja, hulle het nou goed gedoen. Is dit nie? Hulle voel sommer goed in hulle self, hoor. Hulle gaan vertel vir almal. Ja. Daar's 'n plek by ons wat mense invat van die straat af. Mense wat hulle werke verloor het en hulle gee vir hulle behuising. En so kom mense en hulle skenk vir hulle kos en checkers gee en al daai ouens wat kan gee. Maar dan kom maar mense daaraan en is jammer om te sê, ons mense daar. Kinders van die Here. Ek word eintlik woedend as ek dit net aan dink, word ek kwaad. En dan wil hulle foto's neem en dit op Facebook plak, sodat hulle kan sien, hierdie kerk het nou vir daardie mense huisies gebou, hulle het nog 2 goedjies opgesit, hulle het nog dit gedoen, hulle het dat gedoen, hulle het soveel geld geskenk, hulle het soveel kos ingebring. Wow! Man, daai kerk is goed. Hy het sy loon weg, stap verby. Amen. Waar. Waar. Hoekom laat hy nie die Here omloon nie? Ja, dis waar. Bly stil. Laat die regterhand nie weet wat die linkerhand doen nie. Amen. Laat die ene hand as jy gee, want die ander moet nie met die ander reg staan om te vat nie. As jy gee, gee dit. Ek leen vir niemand geld nie, ek is jammer. Ek sal eerder vir iemand iets gee. Want weet jy wat, as ek dit vir iemand leen, is daar 'n ding van, dit moet terugkom na my toe. En ek is nie so tipe nie. As 'n paar mense hier wat my ken, maar anders wat my nou nie ken nie. Ek is 'n plaasjapie. Ek kom af die plaas. Ek gee nie om vir iemand iets te doen nie. En dis nie om my te vereer nie. Weet jy wat doen ek? Ek vereer my God in my binnekamer en ek sê, Here, dankie dat U my magtige gehad het en vir my te gegee het dat ek vir hierdie man kon help. Amen. Dankie my Here. Ek hoef dit vir niemand te gaan verkondig nie. Mense wil hulle self sien. Hulle is behep met hulle self. Hulle is behep met die nuwe Facebook en TikTokies en al daai ander goeters en wat se ander Instagrams en al daai goedjies. Mense is so behep met hulle self. Hulle wil hulle self so goed laat lyk. Maar onderstink dit. Agter daai kamera is dit vrot. Maar voor lyk hulle vir almal, joep, dis smart. Hierdie ouens lyk so grand. Hulle is vrot. Hulle is vrot. Hulle is vrot. Sorry ouens, ek beweeg altyd baie. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Nou laat dit my dink aan liefde. Wat is liefde? Wat doen liefde? Dit bedek alles. As my vrou nou iets gedoen het, moet ek nou vir die hele wêreld gaan vertel my vrou dit nou gedoen.
of as ek iets gedoen het, dan sy gaan vertel vir die hele wêreld, is dit nou hoe dit moet wees? Of bedek liefde dit? Liefde bedek alles. Ja. Ek het nie nodig om vir mense te gaan vertel nie. Because love covers all. Amen. Right. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. Hy seën die woning van die regverdiges. As die spotters, as dit spotters betref, spot hy, maar aan die hoogmoediges gee hy genade. Die wys sal eer beerwe, maar dwaase behaal Schande. Nou ja. Wat kan ons daar sê? Nie een van ons hier wil skaai nie. Nie een nie. Kom ons gaan terug na die 10 gebooie. Kom ons gaan terug na die genade. Soos daardie kind weet, daar's 'n straf as hy nie doen wat sy ouer gesê het nie. Dan vermaan ek u, doen wat die Here vir u gesê het, want daar's 'n straf aangekoppel. En dis die ewige oordeel. Nie wat God gaan doen nou nie. Ek weet nie. Ek weet nie wat die Here gaan doen of wat jy gedoen het. Maar al wat ek vir jou kan sê, die oordeel lê daar. Die Here sê, die ongelowige en die wat nie in sy huis is nie, wat gaan hulle vererwe? Verderf. Verderf. Hoekom? Is dit nie 'n oordeel nie? Ja. Nee, my kinders gaan oukei wees. Want die gaan verderf by haar, gaan erf. Jy sien, aan elke wet wat God vir my en u gegee het, is daar 'n oordeel gekoppel. Jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie dit doen nie. Kan ek dit is so, is dit nie? Ja. Jy moenie dit nie, jy moenie dit nie, jy moenie dit nie, jy moenie dit nie. En dan kom die Here nog in die Nuwe Testament, dan bring hy vir ons nog 'n ander goedjies by. Dan sê jy moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dit nie. God gee vir my en vir u die riglyn om volgens te werk. God gee vir my en vir u die genade sodat ons gered kan word. Want nie een van ons hier is heilig genoeg om nou in die hemel opgeneem te word. Daarom het God genade gegee sodat ek en u gered kan word. Ja. Jy kan nie hier sit, broer en suster, en verseker weet jy is nou 100% reg vir die hemel nie. Want in een oomblik stap jy hier uit en iets gebeur met jou en jy gaan in jou eie emosie en jy doen iets en jy beweeg uit God se wat dan? Gaan hy jou dan nog steeds lief hê en jou genade gee? Gaan hy vir jou 'n 11de uur gegee? Ek was ook 'n brandweerhoof gewees. Ons het baie mense opgetel. Baie mense by ongeluk, het baie mense uitgesny, kinders uit busse uitgesny en. Op daardie laaste oomblik, elke keer wat jy iemand kry dalk wat op 'n grond lê, 'n persoon wat sê, Here help my. Maar sy hele lewe het nie getuig van God nie, ken God nie, maar as hy daar half dood lê, dan is hy vinnig om vinnig op die Here staan te maak, Here help my. Help my, Here. En wie wat? Kan ek sê, gaan hy gered wees? Ek weet nie. My God sal besluit. Amen. Dis nie my werk om te besluit nie. Amen. Die Here daarvoor. Dis nie my werk om, ek sê nou net vir pastoor. Dis nie my werk om hier te kom en julle aan te kla van sonde en ongeregtigheid nie. Ja. Dis God se werk. Ek hoef nie te kom om vir jou heeltyd te kom. Hoorie so, jy moet nou dit en jy moet jy ken dit. Jy weet wat is verkeerd. Hoe weet jy dit? Ek wil dit net vir jou bevestig. Kan ek maar? Ja. Hy sê 2 Korintiërs 3. Begin ons weer om onsself aan te beveel
Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken, gelees deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op vleestafels van die hart. Ja. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Waar is my gebooie? Op my hart geskryf. Dis waar my gebooie lê. Ek hoef nie ons sê altyd die klipwet. Die klipwet te vat en om die uit te stal en dan neer te sit en nou met almal die klipwet kom opsê nie. Want hier in ons hart, die Ou Testament praat so mooi van, as ou Dawid so skryf, bewaar jou hart, pas jou hart op. Want ek sê dit in my eie woorde, kan ek maar net. Bewaar jou gees. Bewaar jou gees, want dit is wat teruggaan na die gewer wat gegee het. Jou gees is wie jy eintlik is. Ja, die Here het jou 'n liggaam gegee waaraan jy loop en waaraan jy leef. Dis wonderlik. Party is mooier as ander en party is rond soos ek. Dit is wonderlik. Ons is almal anders. Almal van ons. Maar ons almal weet wanneer doen ons verkeerd en wanneer doen ons reg. Ja. Sonder dat ek jou hoef te vertel. Dis waar. Amen. Amen. Right, ek sluit af. Prys die Here, man, ek is opgewonde. Baie dankie. Ek sluit af. As ons nie op God kan vertrou nie, op wie kan ons vertrou? As ons nie op Christus Jesus kan vertrou nie, wie kan ons vertrou? Die Here sê mense stel te leer. Is dit nie? Hy sê moenie op mense staat maak nie. Maar weet jy wat, ons as mens maak tog staat op mense. Ja. Is dit nie so nie? Wie op wie moet ek staat maak? Christus. My broer en my suster, jy wat hier sit, kan jouself maar tik. Ek moet op jou kan staat maak. Want as ek op u kan staat maak wat hier sit, weet ek, gaan ons wen. Gaan ons die koninkryk van die Here sien. Gaan ons hierdie, wat ons hier begin het, wat ons kom doen het, vorentoe kan vat. Ja. Maar sonder mekaar, sonder hierdie lede van ons, sonder hierdie res van die liggaam wat nie saam in een werk nie, gaan ons dit nie maak nie. Ons moet saam staan. Kom ons dien die Here met volheid. Kom ons dien die Here met oorgawe hierdie res van hierdie naweek. Ons dien hom met oorgawe. Ons sing, ons preek, ons doen alles wat ons moet doen en ons los die res vir die Here. God sal die res bring. Ons hoef niks, ons hoef geen fancy goed te doen nie. Dis waar. Ons moet net die gees van die Here toelaat om te werk. En sê Here, vat oor. Here, doen wat u wil doen. Sê wat u wil sê. Maak soos u wil maak. Amen. Hierdie naweek is u se. Amen. Stem jy saam met my? Yes. Ja. Kan ons musikante vorentoe kom? Is hulle hier of sal huis? Of jy moeg? Is jy moeg? Nee, dan die taxi hierdie tannie is nie moeg. Jo, sy speel so lekker. Ek geniet dit as sy so lekker speel. Dis vir my baie lekker. Dit is alles lekker. Ons gaan jy daar neem op, ja? Dankie. Sy prys die Here. Nou gaan ons net so 'n bietjie wakker word. Ek sien almal Pastor Frans wat Kom ons sing lekker saam. 'n Lekker koortjie. Ons gaan jy daar in die hemel net. Prys die Here. En ons gaan jy, waar ek die Here,
Halleluja, wat dan? Dankie. krag beloof. Hy het dit gegee. Dankie Here. Gaan ons dit gebruik. Amen. Amen. Van goed is dit. Luister, ons wil vas so. Baie dankie sê vir die woord. Kom ons gee die Here lekker lof. Ons is dankbaar dat die Here ons bedien met hierdie geestelike spys. Amen. Ja, dit is so lekker vir ons om te sien hoeveel mense hier is wat deelneem aan hierdie konferensie. Ons wil vir julle almal baie dankie sê vir julle getroue, vir julle liefde, julle geduld. Nou hierdie is maar die begin van die konferensie. Ja. So ons hoop ons gaan van krag tot krag. Ons hoop dat ons gaan opbou tot op 'n hoogtepunt hierdie dag. Dat die Gees van die Here waarlik gaan beweeg in ons midde. En waar ons gaan voel hoe dit voel om opgewonde te raak in die huis van die Here in. Maar ek wil graag vra dat ons vanaand net gaan afsluit met hierdie koortjie en ek weet julle is al moeg, maar dit is oral. Julle sou nou kom by die ou sy sit in die biblioteek. Excuse me. Is ek moet net sien. Ja, ek sien. Maar daar's 'n realiteit aan hierdie saak. En die realiteit aan hierdie saak is one day nearer. Ons is eendag na. Amen. Ons eie bestemming. Yes. Ek wil ons moet afsluit met hierdie koortjie one day nearer.
Ek is dankbaar vir hierdie woord wat ons vanaand gehoor het. Weet jy waarvoor is ek baie dankbaar? Dat ons nie deur die mens veroordeel gaan. Halleluja. Die mens het maar min genade. Yes. Ons gaan deur God veroordeel. Terwyl ons staan, gaan ek vra vir Rian om voorsag te stel asseblief. Ons grote God almagtige Hemelvader, liewe Here, U het gepraat, ons het geluister en ons het gehoor. Meer beter woorde as dit kon ons aan die einde van die dag nie gekry het nie. Amen. Uit die troonkamer van God, reg in ons harte. Yes. Liewe Here, mag ons dit ons eie maak. Mag ons dit leef. Mag ons dit beleef. Liewe Here, mag ons daardeur die lig wat U en elkeen van ons gegee het, laat helder skyn vir die hele wêreld om te sien. Baie dankie vir die dag, liewe Here. Ons draai die dag aan U op en so ook die dag van môre. Moet bewaar ons tot daardie dag van môre en ons sien uit om weer by die Heilige Gees te kan deel. In die heilige naam van Jesus ons Christus. Amen. Amen. Jy kan net sit plekke neem. Ek wil net graag die res van die naweek se program met julle deel. Ons is 'n derde in die konferensie. Maar bly nog 2/3. Amen. Môreoggend om 10:00 het ons die oggenddiens. Vir die mense wat inslaap, die kamerbewoners, is dan môreoggend ook ontbyt. Maar 10:00 die oggend het ons die oggenddiens. Pastoor Christie Prinsloo gaan ons bedien met die woord. Dan het ons môremiddag om 1:00 het ons middagete. Dit is lekker kookkos en nagereg. En dan 2:30 môremiddag gaan ons dan Bybelse bingo speel. Almal van ons is welkom. Ons het hom juist so gedoen, want ons het gedink ons gaan of cricket speel, maar toe weet ons die ou mense gaan nie kan saam speel. Toe besluit ons jong mense, ons gaan maar bingo speel, dan weet ons almal kan saam speel. So môremiddag gaan ons bingo speel julle, dit is maar om ook die tyd gleef vol te maak, maar dit is ook vet pret. Ons het dit 1 rukkie gelede gedoen, en almal het dit regtig baie gedoen. En dan het ons natuurlik môre aand om 6:00 het ons dan die jeug- en sonnaskooldiens, wat dan ook 'n getuienisdiens of 'n identdiens is. So as daar enige mense is wat nog nie hulle naam opgesit het nie, dis op by Sonja, op by Donay. Ek weet nie hoe vol is julle program al teen die tyd. Okay, goed, so hulle kan net daarop sit as julle so voel. En dan het ons dan môre aand, na die jeugdiens is daar 'n ligte aandete, en dan natuurlik later die aand is daar kampvuur en marshmallows wat gebraai kan word. Dan gaan ons oor na Sondag toe, ons kyk uit na Sondag en dit is ook die oggend, het ons 10:00 diens wat waargeneem gaan word deur pastoor Wynand Maree. Dan die middag 12:00, dit is bring en braai, elke ou bring sy eie stukkie vleisie, en die gemeente of die kerk gaan vir ons dan die bykosse gee en so. En dan Sondagmiddag om 2:00 het ons dan die middagdiens wat deur pastoor Joyce Maree gedoen gaan word. Ons kyk ook uit daarna na geesgevulde diens. En dan natuurlik môremiddag
tussen 3:30 en 6:00 is dit maar ontspanning, wat ons lekker kan saamkuier. Onthou, kind van die hele kerk, die konferensie gaan nie net oor kos nie. Alhoewel dit baie groot deel is. En dit gaan ook nie net oor kerk nie. Alhoewel dit ook 'n baie groot deel is. Dit gaan ook oor saamsien, fellowship. Om met mekaar te kuier, mekaar te gesels, mekaar beter te leer ken. Want as jy dit doen, dan word daar eers 'n liefdesband gebou. En ons het vanaand gehoor wat sê die pastoor van liefde. So ek wil julle almal uitnooi, dan natuurlik Sondag aand om 6:00 het ons die groot boksgeveg. Die almal is welkom om dit by te woon, te kom kyk en deel te neem aan hierdie diens wat ons gaan gee. En dan na die aanddiens is daar dan 'n aandete wat ons dan in die kerk of in die heersaal gaan gee. So maandagmôre om 10:00 is daar weer 'n branch en dan is daar 'n speletjie of as daar nie genoeg mense is nie, net lekker saam kuier, help karavanne opslaan en net mekaar se samesyn geniet vir die laaste paar minute of ure van die dag. Mag die Here julle ryklik seën. Dis lekker om in die huis van die Here. Amen. Jy weet, dit is maklik vir ons om ure lank wakker te bly vir ander plesiere, maar dit is ook lekker om vanaand in die huis van die Here. So, ek wil vra dat ons almal gaan opstaan en dan gaan ons die seën van die Here uitspreek. Jy is meer as welkom om na die diens nog 'n lekker koppie koffie te geniet. Daar gaan 'n kampvuur aangesteek word, so as jy om die vuur wil sit, jy is meer as welkom om daar te sit en kuier. Maar kom ons geniet dit en ons maak die beste van elke oomblik van hierdie konferensie. Prys die Here, kom ons almal staan op en maak die seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Mag die Here ryklik seën die wat dan van hier af gaan ry, wees asseblief veilig en kom môreoggend weer veilig terug na die huis van die Here. Thank you.